Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 1 Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Oud-minister van polisie Nathi Mthethwa sterf in Frankryk. Nuushooftrekke vir vandag: PA bly in die RNE. Oud-minister van polisie Nathi Mthethwa sterf in Frankryk. President Trump waarsku Hamas oor vredesplan. Germany stel nuwe rekord op. Chris Smith terug in die Leeu se VRK-span vir die naweek se wedstryd teen Zebre. Protea se T20 reeks verkort na 3 wedstryde. Die presiese omstandighede van die ontydige dood van Nathi Mthethwa, wat 58 jaar oud was, Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk, word deur die Franse owerhede ondersoek. Dit word in hierdie stadium as 'n moontlike selfdood deur die Paryse aanklaarskantoor gehanteer. Die Franse dagblad Le Parisien het maandag berig dat Mthethwa sedert maandagmiddag vermis word en kort daarna dat sy lijk by 'n hotel in die stad gevind is en dat hy vermoedelik doodgeval het. Mthethwa, 'n voormalige minister van polisie en van sport, kuns en kultuur, sy lijk is in die binnehof van die luukse Hyatt Regency Paris Etwedel Hotel in Port-Malherot, Parys gevind. Mthethwa het 'n kamer op die 22ste verdieping bespreek en sy beveiligde venster is met 'n skêr wat op die toneel gevind is, oopgedwing. Sy vrou het hom maandagmiddag die laaste keer gesien voor hy veronderstel was om 'n skiemerkelkie geleentheid by te gaan woon het. Aanvanklike ondersoeke dui daarop dat dit 'n doelbewuste daad kon gewees het, sonder die ingryping van 'n derde party. Ronald Lamola het gister namens die Suid-Afrikaanse regering met diepe hartseer en innige spyt Mthethwa se afsterwe amptelik aangekondig. President Cyril Ramaphosa het ook sy hartseer uitgespreek oor Mthethwa se ontydige dood onder tragiese omstandighede en sy medelee met Mthethwa se vrou, Philisiwe Buthelezi, en sy uitgebreide familie betuig. Volgens Ramaphosa het Mthethwa as ambassadeur die verdieping van betrekkinge tussen Suid-Afrika en Frankryk vergemaklik wat voordele vir individuele en sakeondernemings in albei lande ingebou het en samewerking daardeur bevorder het. Mthethwa was Vrydag as 'n moontlike getuie aangedui deur die parlement se ad hoc komitee wat luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, se beweringe van ongeruimthede in die strafregstelsel ondersoek het. Die ANC het met 'n warm hart gekom en die PA sal hom vereers nie uit die regering van nasionale eenheid, die RNE, onttrek nie. Kenny Kunene, PA-raadslid, het gisterand so telefonies aan die koerante na 2 ure lange vergadering met die ANC in Gauteng dit bevestig. Kunene sê daar is verskeie voorstelle in die vergadering gemaak en die leierskap is nou genoop om verder te konsulteer. Die PA sê hulle moet nou huiswerk gaan doen en hulle saam met die res van hulle leierskap moet konsulteer voor daar enige verdere stappe gedoen kan word. Guyton McKenzie, PA-leier en minister van sport, kuns en kultuur, is tans op amptelike besoek aan Spanje. McKenzie kon dus nie hierdie vergadering bygewoon het nie. Kunene is geskort omdat hy by die huis van die vermeende moordbendelid Katiso, Katie Molefe en Sandton was toe die in hegtenis geneem is. Molefe staan tans tereg weens die moord op oupa John Sefoka, oftewel G.J. Somebody. Kunene se verduideliking was dat hy 'n jong joernalis vergesel het wat 'n onderhoud met Molefe sou gedoen het. Die PA het Kunene se heraanstelling as burgerskomitee lid vir vervoer geëis nadat hy vrywilliglik uit hierdie pos uitbedank het. Die Valk in die Weskaap stel ondersoek in nadat 'n geld waarvan die Fidelity Security Group maandag aand in 'n transiete roofpoging in Kaapstad tot stilstand gedwing is. Die voorval het omstreeks 2000 uur naby Borchert Quarrieweg in die omgewing van Kaapstad se internasionale lughawe plaasgevind. Verskeie rowers en voertuie het hierdie geldwaar tot stilstand gedwing. Daarna is verskeie skote afgevuur, maar niemand is dood of gewond nie. Die vermeende rowers se poging om die geldwaar te beroof het egter misluk en hulle het met leë hande huis toe gekeer. Die rowerbende is steeds op soek. Enige iemand met inligting kan die stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. President Donald Trump het die Palestynse militante organisasie Hamas gister gewaarsku as hy nie binne 3 of 4 dae sy vredesplan vir die Gaza-strook aanvaar nie. Die vredesplan sluit die ontwapening van Hamas in. Hy het vroeër aan verslaggewers gesê hy gee Hamas 3 of 4 dae om met die voorgestelde ooreenkoms te reageer. Die plan vereis 'n skietstilstand, die vrylating van gijslaers deur Hamas binne 72 uur, die ontwapening van Hamas
en 'n geleidelike onttrekking van Israeliese soldate uit Gaza, gevolg deur 'n naoorlogse oorgangsowerheid onder leiding van Trump. Dis nie aldag dat 1127 Suzuki Jimneys van oral in Suid-Afrika saamtrek en op een slag 'n wêreldrekord laat spat nie, maar dis presies wat die naweek op die Louwyn Gasteplaas in die Langkloof gebeur het. Op die eerste saamtrek in 2023 in Clarence in die Vrystaat is nog 'n wêreldrekord opgestel toe al die voertuie se ligte gelyktydig aangeskakel is. Die naweek se rekord was beslis 'n hoogtepunt, soos sê Brendan Carpenter, bemarkingsbestuurder van Suzuki Auto Suid-Afrika. Die verteenwoordiger het bevestig dat 1127 voertuie teenwoordig was en ons die rekord oortref het met 1838 deure wat gelyktydig toegemaak is, het Carpenter gesê. Volgens hom is die prestasie bykomend tot die wêreldrekord wat in 2023 op die saamtrek in Clarence opgestel is vir die meeste voertuie, naamlik 787, waarvan die ligte gelyktydig aangeskakel is. Die saamtrek het 'n musiekfees in Oudtshoorn ingesluit met vermaak deur kunstenaars soos Karen Zoid en die grapmaker Skalk Besuidenhout, asook 'n kompetisie met verskillende afdelings soos die Jimny met die grootste karakter. Van Junie 2024 tot Junie vanjaar het 229.000 werksgeleenthede, naamlik 2,1% in die formele sektor, verlore gegaan. Werksgeleenthede het met 80.000, oftewel 0,8% afgeneem van 10,5 miljoen in Maart tot 10,4 miljoen in Junie. Werkverliese was die grootste in gemeenskapsdienste, wat 53.000 poste verloor het, dis gevolg deur handel, wat 10.000 minder poste het. In vervaardiging is al minus 9.000 aangeteken, in konstruksie minus 7.000 poste, in vervoer minus 2.000 en finansiële dienste ook minus 2.000 poste. Mynbou het 2.000 poste bygekry en die elektrisiteitsbedryf het 1.000 poste bygekry. Deeltydse werke het met 36.000 of 3,2% op 'n kwartaallikse grondslag afgeneem van 1,1 miljoen in Maart tot 1,09 miljoen in Junie. Gemeenskapsdienste was ook hier die grootste verloorder met 39.000 poste wat verlore gegaan het. Die bruto verdienste het van Junie 2024 tot Junie vanjaar met 32,8 miljard rand of 3,4% gestyg. Basiese salarisse of lone het met 21,7 miljard of 2,5% toegeneem van 881 miljard rand in Maart tot 902 miljard rand in Junie vanjaar. 'n Suid-Afrikaanse vrou is onder die slagoffers van die aanval Sondag op 'n Mormoonse kerk in Michigan, Amerika. Belinda Jansen van Rensburg sê sy is ingelig as suster Thelma Armstrong, wat 8 jaar in Amerika gewoon het, ook dood is. Die militêre veteraan Thomas Sanford van 40 jaar oud het met sy voertuig deur die voordeure in hierdie kerk in Grand Blanc, Michigan gery, uitgeklim en minstens 10 mense met 'n aanvalswapen doodgeskiet. Daarna het hy die kerk aan die brand gesteek. Jansen van Rensburg het in 'n huldeblyk op Facebook geskryf: "Jy is wreed geskiet en vermoor in 'n skietery terwyl jy ons heilige God in die kerk gedien het. Ek sal jou mis en lief hê tot ons weer ontmoet. My liefde vir jou leef voort in ons herinneringe. My liefdevolle suster," is gesê. Die Amerikaanse owerhede het sover vasgestel kon word nog nie 'n volledige lysname van die slagoffers bekend gemaak nie. President Donald Trump het maandag die besluit herhaal dat 'n tarief van 100% gehef gaan word op rolprente wat buite Amerika vervaardig word. Trump het hierdie tarief in Mei vanjaar op sosiale media geopper, maar is nog onduidelik watter wetlike gesag hy sal gebruik om hierdie tarief op rolprente uit die buiteland in te stel. Warner Brothers, Discovery, Paramount, Skydance en Netflix het ook op versoeke om kommentaar gereageer nie. Die Amerikaanse rolprentbedryf het volgens die Motion Picture Association 'n handelsoorskot van $15,3 miljard in 2023 aangeteken, gerig teenoor $22,6 miljard in uitvoere na internasionale marke. Ateljeebestuurders het vroeër vanjaar in Reuters gesê hulle is verstom dat 'n tarief afgedwing kan word, aangesien rolprente deesdae produksieprosesse, finansiering na produksieprosesse en visuele effekte gebruik wat oor verskeie lande heen versprei word. Petrol met 'n 95 oktaan vlak styg vandag met 8 sent per liter, maar 93 oktaan sal net met 1 sent per liter duurder word. Diesel se groothandelprys daal wel met 10 sent per liter. Die verandering kom weens duurder internasionale oliepryse wat tot duurder internasionale brandstofpryse deurgesyfer het. Daarby het Gwedi Mantashe, minister van minerale en petroleumbronne, dit ook goedgekeur dat 6 sent per liter bygevoeg word in die prysstruktuur om vir petroljoggie se loonverhogings wat vandag in werking tree te kan betaal.
Goeie nuus vir gasgebruikers is dat die maksimum kleinhandelprys in vloeibare petroleumgas met 17 sent per kilogram verlaag word. Parafiense pryse word op groothandelvlak met 11 sent per liter verlaag, terwyl die maksimum kleinhandelprys vir parafien met 15 sent per liter verlaag sal word. Scott Robertson, afragter van die All Blacks, het sy spelers vir meer bestendigheid gevra en moedig hulle aan om die druk te skep en toe te pas wanneer hulle die naweek weer teen die Australiërs te staan sal kom. Hulle betree Saterdag die laaste ronde van die rugbykampioenskap en het steeds 'n kans om die titel te beklink, aangesien hulle net 1 punt agter die pasaangeheers, die Springbokke is. Robertson verwag 'n vurige atmosfeer in die tweede toets wat 'n uitverkoopte Perth Stadium voor 60.000 toeskouers sal plaasvind. Ons moet meer agtereenvolgende oomblikke hê waar ons druk op spanne kan plaas en kan skep, het Robertson gesê. Die All Blacks het die prys betaal vir harde kragmeting met die loskakel Beauden Barrett en die sit Ethan de Groot wat albei die tweede toets weens beserings sal misloop. Die All Blacks kom te staan teen 'n Wallaby span wat versterk is met die terugkeer van die reuse slot Will Skelton en die dinamiese losvoorspeler Rob Valentini wat bykomende krag aan hulle pak voorspelers sal toevoeg. 'n Paar groot lywe wat terugkeer bied hulle meer krag in hulle spel, het Robertson gesê. Die loskakel Chris Smith, wat in die Currie-beker eindstryd teen Griekwas op 'n dragbaar van die veld geneem is, nadat hy hartsleskudding opgedoen het, is weer fiks en kan vir die span se tweede wedstryd in die VRK Sondag in Parma, Italië teen Zebre aangewend word. Die ander goeie nuus is dat Frankie Hon, die Leeu se VRK kaptein, wat lank beseer was, moontlik ook Sondag weer sal kan speel, het Jacques Fourie, verdedigingsafrigter van die Johannesburgers, op 'n aanlyn mediakonferensie uit Parma bekend gemaak. Fourie sê, as Hon nie die naweek kan speel nie, sal hy volgende naweek wel teen die ander Italiaanse span Benetton kan uitdraf. Sy kapteinskap en pypspel sal baie vir die Leeu's beteken. Die Leeu sukkel veral onder die spelers in die voorry met heel wat beserings. Chris Smith is baie belangrik vir ons op loskakel, omdat hy moet help ons om op die regte plekke op die veld te speel, so sê Fourie, 'n voormalige Springbok senter. Hy verwag 'n moeilike stryd teen Zebre, wat die laaste paar seisoene baie verbeter het in hulle rugby. As ons weg teen Zebre kan wen, is ons terug op die wedstryd, het Fourie gesê. Amptenare sê hulle het geen kommer oor Engeland se oorheersing in vroue rugby nie, nadat die Red Roses se oorwinning oor Kanada in die Wêreldbeker eindstryd hulle onoorwonde rekord tot 33 wedstryde uitgebrei het. Die toernooigasheer het elke wedstryd gemaklik gewen. Sy moeilikste kragmeting was 'n oorwinning van 35 teenoor 17 in die halfeind teen Frankryk. Sally Horrocks, hoof van vroue rugby en wêreldrugby, sê sy is nie bekommerd oor Engeland se krag nie. Yvonne Nouland, die toernooidirekteur, het 'n gemiddeld van 9,23 per wedstryd en 'n doelskop sukses van 61%, 'n styging van 10% in vergelyking met die skouspel in 2022 as bewys van die stygende standaarde in vroue rugby uitgelig. Sy het ook die opkoms van Suid-Afrika, wat vir die eerste keer die kwart eindrondes gehaal het, genoem as verdere bewys van al mededingende internasionale strukture. Tom Watson is Amerikaanse golfadel en saam met Tiger Woods moontlik die gewildste Amerikaanse golfspeler aan albei kante van die Atlantiese Oseaan. Watson het 8 major titels gewen, waarvan 5 oorsee en die Britse Ope beklink is. Ek wil ex-Ryder Cup Europe gelukwens met hulle oorwinning, die span se spel, die eerste paar dae sensasioneel, maar belangriker, ek wil om verskoning vra vir die ongeskikte en gemeene gedrag van ons Amerikaanse skare by Bethpage, het hy gesê. Watson, wat 76 jaar oud is, het in 4 Ryder bekerspanne meegeding en het die span 2 keer aangevoer. As speler het sy spanne 3 van die 4 kompetisies gewen in 1977, 1981 en 1983 en het 1 gelykop geëindig in 1989. As kaptein het hy die seëvierde Amerikaanse span in 1993 op die Belfry in Engeland aangevoer, maar het 'n terugslag in die toernooi in Skotland 2014 ervaar. Die Ryder beker sal in 2027 van 17 tot 19 September in Lamerick, Ierland gaan plaasvind. Die Proteas se T20 reeks teen die Wes-Indiese eilande, wat tussen die SA20 reeks en T20 wêreldbeker toernooi, die T20 WB, gaan plaasvind, is van 5 na 3 wedstryde verkort. Die besluit kom na die internasionale kriketraad, die IKR, die aanvangsdatum van die T20 wêreldbeker in Indië en Sri Lanka bevestig het. Opwarmingswedstryde vir die skouspel sal reeds op 13 Januarie 2026 begin. Die 3 wedstryde teen die Windies word in die Parel op 27 Januarie, Centurion op 29 Januarie en Johannesburg op 31 Januarie 2026 beslis en gaan die enigste internasionale wedstryde van die seisoen wees.
Omdat daar geen toetse oor die Kers- en Nuwejaarstydperk gaan wees nie, begin die 4de weergawe van die SA20 toernooi, een van die suksesverhale van Suid-Afrikaanse cricket, reeds op 26 Desember hierdie jaar. Dit eindig op 26 Januarie met die eindstryd op Nieuweland in Kaapstad. Suid-Afrika A door ook die einde van Oktober na Indië vir 2 4-dagwedstryde en Bengaluru en 3 1-dagwedstryde teen die Indië se naasbestes in Raikot. Die Franse Tennisfederasie, die FFT, het bevestig dat die Franse Ope in volgende jaar se toernooi op Roland Garros steeds van lynregters sal gebruik maak. Die FFT sal die volgende Roland Garros toernooi steeds die uitnemendheid van Franse amptenary wat oor die wêreld geen erkenning geniet uitlig, soos die FFT in 'n verklaring. Die Franse Ope organiseerders glo die menslike oog is steeds betroubaarder as elektroniese stelsels om beslissings op kleibane te kan maak. Die Cheetahs gaan vanjaar se Toyota uitdagreeks 2 keer teen Black Lion van Georgia speel. Die voorwedstryd tussen die Cheetah legendes en Bulle legendes is ook vanjaar op die spyskaart. Heel wat spelers van die nasionale span kan in die klere van Black Lion na Bloemfontein terugkeer. Die eerste wedstryd tussen die spanne is om 1800 uur op Vrydag 17 Oktober in Bloemfontein. Op Sondag 26 Oktober sal R250.000 weer op die spel wees wanneer die twee spanne weer kragte sal meet. Die voormalige spelers van die Vrystaat en die Bulle gaan dan om 13:30 in 'n voorwedstryd in aksie wees. Die kriteria vir spelers om deel te wees van die legendespanne is dat hulle minstens wat hulle 2 jaar gelede uitgetree het en ouer as 35 jaar moet wees. Frans Steyn, afrigter van die Cheetahs, sê om teen internasionale span soos Black Lion te speel, sal aan hulle goeie voorbereiding vir die Europese uitdagbeker reeks bied. Rassie Erasmus, hoofafrigter van die Springbokke, het gesê hy voel sleg vir die spelers wat nie die 23-tal gehaal het vir Saterdag se deurslaggewende toets in die rugby kampioenskap teen Argentinië nie. Die herontmoeting met die Suid-Amerikaners vind Saterdag op Twickenham in Londen plaas. Die ervare bok loskakel, André Pollard, word vir 'n derde 18-volgende toets oor die hoof gesien en is op 6 September tans in Auckland teen die All Blacks met die nommer 10 trui toe vertrou. Die haker Bongi Mbonambi en die center Jesse Kriel is op die plaasvervangersbank ingesluit, terwyl Grant Williams, die nuwe skramskakel, in Van der Berg se plek op die bank is. Al het die Bokke Saterdag in Durban 'n groot sege van 67-30 oor Argentinië behaal, verseker Erasmus, hulle gaan nie oorgerus wees op Twickenham nie. 'n Nederlaag teen die Pumas sal immers beteken dat die All Blacks of die Wallabies met die rugby kampioenskapskroon kan wegstap. Die Springbokspan vir die naweek is Damian Willemse, Cheslin Colby, Kainan Moody, Damien de Allende, Ethan Hooker, Sasha Feinberg, Kobus Reinagh, Jasper Wiese, Pieter Stef de Tooy, Sia Kolisi die kaptein, Ruben Orkee, Eben Etzebeth, Thomas de Tooy, Marco Marks, Oxenche. Plaasvervangers is Bongi Mbonambi, Jan Hendrik Wessels, Wilka Lou, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manny Libbok en Jesse Kriel. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 skakel. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 1023, Lephalale 1228, Mbombela 1325, Mahikeng 1328, Pretoria 1225, Johannesburg 1325, Ermelo 622, Galagadi 2034, Gaborone 1528, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 1028, Durban 1326, Port St Johns 1329, Pongola 1527, Maputo 1724, Bethlehem 623, Bloemfontein 1227, Alawal Noord 1128, Welkom 1328, Vryburg 1630, Kimberley 1731, Appington 1733, Prieska 1831, Springbok 1023, Karasburg 1429, Keetmanshoop 1732, Mariental 2035, Alexanderbaai 14 en 17, Brandvlei 1124, Loederitsbaai 1321, Vredendal 1222, Kaapstad 13 en 19, Sutherland 27 in die middag, George 1226, Jeffreys Bay 1425, Geberra 1433, Graafrenet 1132, Kaap Ougillas 1221, De Aar 1529, Molteno 1024, Beaufort West 1333,
en laastens Oos-London 14 grade Celsius in die oggend, 37 grade Celsius in die middag. Markte vir die dag lyk so, die rand verhandel teen R17.25 teen die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.43, die euro verhandel teen R20.28, die pond kos R23.20, die yen kos 12 sent, die prys van silwer is $46.66 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,590, palladium verhandel teen $1,253, goud se prys per fyn ons is $3,856, prys van Brent olie per vat is $67.97 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou teenstanders klop deur nooit moed op te gee nie, so druk deur en maak klaar met dit wat jy begin het. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. Aangename dag word vir almal toegewens.